Goeiedag aan almal, ons is by sessie 50, ons is by Sondag 28 en ons gaan in vraag en antwoord 75 aandag gee. Ons is by die nagmaal. En die vraag is, hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enigste offerande van Christus, aan die kruis en aan al sy weldade deel het? En dan kom die antwoord, Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof, ten eerste, dat sy liggaam so verseker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien, dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoop, as wat ek die brood en die beker van die Here as onwyfelbare teken van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. So skalk ons praat oor die nagmaal, maar terwyl ek nou weer net so lees, is net verwonderd hoe lank hierdie mense sinne kan skryf, né? En om te dink, ek sit en dink, mense moet hierdie goed uit hulle kop uitleer, kinders. Ja. Dis ingewikkelde sinne hierdie. Weet jy, ek het, toe ek in die katekisasie kom, het ek die katekismes woord vir woord uit my kop geken. Maar dis nou 'n jong kop. Ja. Jy my vandag dit vraag, sal ek het nie reg kan nie, maar baie van die goed steek nog vas. Ja, weet jy, Marius, kom ons lees gou net eers hierdie vers uit Lukas 22 vers 19. En hy het die brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. Kom ons kom net eers by hierdie teks, by die woorde, doen dit om my in herinnering te bring. So wat onthou ons? Wat as ons nagmaal vier? Onthou ons die kruis? Ja, natuurlik. Onthou ons dat Jezus gebloei het? Ja, natuurlik. Onthou ons dat Jezus dors was en gesterf het? Ja, natuurlik. Maar wat onthou ons? Wil Jezus sê? Hy wil hê ons moet hom onthou. Dit is nie sommer net bloed en brood, wyn en brood, bloed en vleis nie. Dit is iemand. Dit is die Here Jesus self wat by ons is. En dit is die wonder daarvan. Want kyk, wat eintlik in die nagmaal gebeur, is dat ons in die hele proses 3 dinge doen. Ons word gekoppel aan die Here Jesus van die verlede wat homself vir ons gegee het. Ek dink altyd as cool, laat ek eers die ander 2 ook sê. En ons word in die hede verbind aan die Here Jesus en ons word vir die toekoms verseker deur die Here Jesus. So hier is hierdie eeue wat aan mekaar gekoppel word in die nagmaal. Maar die heel eerste ding wat ek daar onthou, is dat Jezus, dat dit Christus self is, wat hom vir my opgeoffer het. En daardie Christus is in die nagmaal teenwoordig. Nie net sy vlees en bloed nie, wat gebreek en gestort, die bloed wat gestort is nie, maar in die nagmaal onthou ek hierdie Jesus wat hier by ons staan. Ja. Hy is die gaste. Ek dink altyd daaraan so ons sit nou in die kerk, nou wat moet jy weet hoe, dis nie net 'n denkproses wat ons hiervan praat nie, nee, so weer eens, die bedoeling is jy moet proe, neem, eet, proe, dink daaroor en glo, nee. So daar moet 'n klomp goed doen terwyl ek daar sit
Ja. Waarvan die eerste is neem. Ja. Proe. Ja. So dit is so half 'n aksie, 'n oopmaak, ervaar, interessant en dink. Dis nie net dink daaroor nie, né? Ja, dis nie net dink daaroor. So kom ons help net want mense sit daar en sê maar ek kan dit nie my voorstel nie, weet. Ek probeer dit dink. So hoe gebeur dit? Maar kom ons praat oor daai drie. Ja. Kyk, die ding met die nagmaal en met die doop is, ek dink ek het 'n vorige keer het ook gesê, is gewoon en eenvoudig hierdie wonder van misterie. Daar is iets groter daaraan as wat ons in woorde kan vasvat. Daar is iets groter daarvan as wat ons selfs in ons verbeelding kan vasvat. Maar wat gebeur is dat die nagmaal is nooit sonder die Heilige Gees nie. Ons sal nou ons gaan nou in die volgende sessie nou daaroor praat, wat beteken om te drink, né? Ja, so die nagmaal is nooit sonder die Heilige Gees nie. Die nagmaal is in die nagmaal gebeur daar regtig iets met my. Want onthou, ek is 'n gelowige mens wat daar gaan sit. Ek is reeds 'n gelowige mens. Al is my geloof soos 'n mosterdsaadjie. Al is hy so klein. Maar hy's reeds daar, want die Gees van die Here het in my die verlange na Jesus, die verlange na sy vergifnis, die sekerheid van sy vergifnis kom inplant. En wanneer ek daar gaan sit, is hierdie selfde Gees wat in my is ook die Gees van Christus wat by my is, wat in die hede, by die nagmaal viering, by my is. En daarom is die dink daaraan en glo, dit is daai glo is 'n baie belangrike faktor. Want kyk, in die Rooms-Katolieke Kerk tot vandag toe nog is die nagmaal of jy nou glo of nie, as jy die nagmaal gebruik het jy die bloed en die dit gebeur outomaties. Dit gebeur meganies. Dit gebeur meganies. Dit word, maar die gereformeerdes het gesê, daar is nie 'n meganies nie. So as jy as ongelowige daar sit, sê nou daar's nie 'n sprankie geloof in jou nie, en jy stap daar uit, dan het jy ook nie regtig nagmaal gebruik nie. Dan het jy brood en wyn geëet, maar jy het nie brood geëet en wyn gedrink, maar dan het jy nie nagmaal gevier nie. So die Gees van die Here in my en die Gees van die Here in Christus konnekteer met mekaar, en dan word ek vlees van sy vlees en bloed van sy bloed, en dan word sy bloed, wil ek amper sê my bloed, en sy gebreekte vleis word my gebreekte vleis. Ek het jou laas iets gesê van Kolbrugge, as iemand vir hom gevra het, wanneer het jy tot bekering gekom? En sê hy, dink ek in die jaar in die jaar 30, 40 op Golgotha, het ek tot bekering gekom. Want toe Jesus vir my gesterf het hy ook my bekering daar verdien. En alles wat met my gebeur het, daar begin. So, daar is, maar hier is hierdie misterie dat ek sit nie alleen. Dis nie net ek en jy wat daar in die kerk sit nie, die Heilige Gees. Maar ek wil nou ietsie meer vra, so ons gebruik nou 4 keer 'n jaar nagmaal, né? Ons nou 4 seisoene en 4 kwartale, skoolkwartale, ons deel hom in volgens skoolkwartale, dink ek nie sê. So, okay, dis iets wat ons meer moet doen, ons kan dit eintlik elke Sondag vier, maar lank terug, dan het ons 'n week voor nagmaal, dan het jy afgekondig gesê, dit is nagmaal. En dan het jy 'n voorbereidingsdiens gehad en almal het gedoen. So dit was 'n groot storie in die verlede in ons kultuur, dat mense begin regmaak het en begin voorberei, maar toe was ons bang vir die nagmaal. Dat ons ook 'n oordeel oor ons kan drink as ons nou nie voorbereid is nie. So
Kom ons praat, hy werk nie meganies nie, maar moet ons 'n bietjie voorbereid wees. Wat dink jy oor die feit dat ons, dis nagmaal vanoggend, ja, okay, nee, wat ek sal neem. Of dat ek die oggend nie kies om nagmaal te gebruik nie. Dit het ook baie gebeur, dat mense gesê het, ek weerhou my van die nagmaal, vir een of ander rede. Ja, kyk jou, kom jy het nou 'n klomp vrae. Klomp gevra, maar jy kan ons miskien vir volgende sessie ook kan. Nee, kom, ekskuus, ek gaan net my stoel skuif. Kom ek begin daarby. Ek persoonlik glo dat as jy dat 'n nagmaal Sondag is, dan preek jy nagmaal. Nagmaal. Dan moet jy... Dis nie net 'n stukkie van wat jy doen met soos 'n afkondiging. Dis nie soos 'n afkondiging nie. Dit bepaal jou hele diens word daardeur bepaal. Want dit is vir my 'n kwessie van dat mense moet die wonder van wat hier gebeur, moet hulle weer en weer, bring my die ou tyding, daai ou liedjie, né? Bring my dit oor en oor, of weer en weer, ek kan nie meer die woorde presies onthou nie. Maar, so daar is 'n oor en oor, wat ek dit moet hoor, en dat ek dit moet verstaan, en dat dit in my hart moet gaan sit, en in my lewe moet gaan sit. Want hierdie is kosbaarder as wat ons daarvan maak. Hierdie is 'n groter gebeurtenis in my lewe, en ek sou tog maar elke Sondag wou gevier het. Ek het met my kerkrade deur die jare gesukkel, hulle kyk hulle my met piering oë aan. As ek dit sê, asof die weerlig my geslaan het, of iets van die aard, wat my keer die man nou. Maar dis soos kos. Dit is, die nagmaal wil sê, soos wat jy kos nodig het, elke dag kos nodig het, om te kan lewe, so dat jy elke dag die herinnering aan Jesus wat by jou is, en wat vir jou gesterf het, en vir jou betaal het, jy het elke liewe dag sy bloed, en sy liggaam wat vir jou gebreek is, het jy nodig. En jy het nodig dat die Gees jou elke dag oor en oor verseker dat jy behoort aan die Here. En niks wat my ooit van hom kan skei. Daardie wonder het ons elke dag nodig. Ja, en ons moet voorberei. Maar ek het baie keer vir mense, as hulle vir my sê, dominee, ek is te sondig. So jy, soos 'n ou wat sê, my gesig is te vuil, ek kan hom nie was. Ja, jy het dit juist nodig. Jy het hom nodig. En dan die hele ding van weerhou my van die nagmaal? Ja, die weerhou van die nagmaal het alleen sin as jy van plan is om voort te gaan met hierdie sonde. Kom ons sê, so dis nie 'n vroom ding om te sê ek gaan die nagmaal gebruik nie. Nee, dis nie 'n vroom ding nie. Dit is 'n aanklag teen jou, want dan sê jy byvoorbeeld, jy het nou die ou het nou hierdie verhouding met sy sekretaresse. En hy moet nou, as hy nou nagmaal gebruik, moet hy hom voorneem om hierdie verhouding te beëindig, né? So dan kies hy eerder om nie nagmaal te gebruik nie. Nee, ek gaan nie nagmaal gebruik nie. Maar dan want jy weet, maar dit self is al 'n verskrikking van 'n erkenning. Nee, die punt is dis die Here se eet. Ek eet sy liggaam en sy bloed. Ek kan mos nou nie sê, maar hy moet nou maar, jy weet, ek wil die vergifnis hê, maar ek wil nou nie, ek wil ook nie ophou hierdie sonde doen nie. Dan selfs al weet ek gaan dalk weer val, moet ek tog in my hart vir my voorneem, ek gaan hierteen beklei. En ek moet die Gees van die Here bid om my te help om hierdie ding te oorkom. Ja, dit help vir ons, as daarmee afsluit net te sê, dit is 'n bewuslike proses. Dis as ons oor die nagmaal praat, help dit om ons, ek dink wat baie keer maar net gebeur is, dit raak soos 'n afkondiging. Jy weet, ja, dit is nagmaal. Dit is 'n gedeeltjie, ons gebruik dit. So dit is 'n mooi ding vir die mense wat luister om te kan sê, so hoekom ek met my siel, liggaam en gees, my totaliteit, my proe, my dink, my ervaar in daai ruimte en laat iets van die misterie daarvan gebeur. So die besprekingsvraag, hoe vertroos die verlede, hede en toekoms van die nagmaal jou in jou daaglikse stryd om mens van God te wees? En dan
Vir die volgende sessie dink oor die volgende, lees 1 Korintiërs 10 en 11 vir die volgende sessie. As jy regtig min tyd het, lees dan ten minste 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26.